Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 1 Oktober en vandag lees ons saam Amos 6 van vers 1 tot 7 uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van stilte en bewus te raak van God se teenwoordigheid. Ek kies hierdie oomblik doelbewus. Ek maak my deur toe en my hart oop. Ek steek 'n kers aan en word bewus van die flikkerende lig. Ek is dankbaar vir 'n nuwe dag, vir asem, vir 'n kans om die lewe opnuut aan te pak. Ek rig my gedagtes in gebed na die Here. Mag hy my lei deur sy woord en versterk deur sy gees om elke oomblik van my dag te wandel in sy lig. Ons lees saam Amos 6 van vers 1. Ellende wag vir die wat so rustig in Sion woon. Die wat hulle so veilig voel op Samaria berg. Die vername mense van die voorste nasie op wie die koningshuis van Israel hom verlaat. Gaan kyk in Kalne. Gaan daar vandaan na die groot Hamat toe. Gaan af na die Filistynse stad Gat toe. Is julle beter as daardie koninkryke? Is hulle grondgebied groter as julle sin? Julle maak of die dag van rampe ver is, maar julle bring juis die dag nader dat geweld julle sal regeer. Julle lê op julle beddens wat met ivoor ingelê is. Julle strek julle uit op julle rusbanke. Julle eet lammers uit die klein veetrop en kalwers uit die stal. Julle maak liedjies vir die harp. Julle dink hulle vir musiekinstrumente uit soos Dawid. Julle bring wyn uit offerkomme en salf julle met uitsoekolie. Maar oor die vernietiging van Josef bekommer julle nie. Daarom sal julle nou weggevoer word op die voorpunt van die ballinge. Die tyd is verby dat julle uitgelate lê en feesvier. Om rustig te woon, veilig te voel, lei en lekker te slaap, in mooi kamers op sagte beddens, uitgestrek op 'n rusbank, met 'n lamspout in die oond, filletsteak op die kole, jou gunsteling musiek op die agtergrond, goeie wyn wat proe soos die hemel, parfuum, shampoo en conditioner, hande room en bytjie salf, en 'n feestafel waarby ons almal kan aansit. Amos se lekker lewe lysie is tydloos. Min mense sal dit lees en nie hulself daarin sien of juist dit sien wat hulle hoop en begeer nie. Maar waarom dan die aankondiging van ellende? Is dit omdat hierdie dinge verkeerd is? Nee. Dis omdat dit plaasvind te midde van Josef se vernietiging. Amos roep 'n ou verhaal hier op. Josef, 'n broer, sy lewe stort in duie terwyl sy familie lei lekker lewe. Dis 'n moeilike teks vir gegoede Christene om te lees, veral in Suid-Afrika. Dis 'n moeilike teks vir enige Christen om te lees. In Lagos, in Gaza, in Kiev, in Jerusalem, in Moskou, in Kaapstad, in New York, in Stellenbosch. Dis 'n teks wat ek nie sommer saam met my met vakansie wil vat nie. Ek twyfel of ek vir Amos
na my braai sal nooi. Of saam met hom op my rusbank wil kuier, of vir hom lamsbout op my tafel aanbied. Waarheen sal jy ook nie vir Amos heen wil vat nie? Watter dele van jou lewe word deur hierdie teks gekonfronteer? En wie is Josef? Vir jou, in jou storie nou. Vandag kom daag Amos my uit. Hier op my bed, op my bank, voor my koskas, by my braai, in my tuin. Hier kom vra Amos vir my om aan Josef te dink. Om nie sy vernietiging te ignoreer nie. Ek nooi jou nou om in stilte, in die ongemak, vir 'n oomblik te sit en aan jou, Josef, te dink. Bid dan saam met my die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.